Goeiemôre almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde donderdagoggend en baie dankie dat ek met julle 'n woord kan deel vandag. Ek wil vir jou vra, sukkel jy partykeer om te bid? Is daar partykeer tye wat jy voel dat jou gebed is net, hoe gaan die Here hierdie gebed verhoor? Want jy voel basies asof jou gebed so min beteken en dit voel net asof daar net nie regtig krag in jou gebed is nie. Wel kind van God, ek is hier om vandag vir jou goeie nuus te bring. In Romeine 8 vers 26 sê God daarso, dat die Heilige Gees tree in vir ons, wanneer ons swak is in ons gebed. So hier sê dit klaar vir ons. Wanneer ons bid en ons voel maar, ja, ons gebed gaan nie vir God bereik nie, kan ek nou vir jou waarborg, my broer en suster, die Heilige Gees tree in vir ons. Hy bid wat moet gebid word vir ons. So jy het nie nodig om te voel dat jou gebede op so 'n manier is dat God dit nie sal kan verhoor of sal hoor nie. Dan ook, weet ek, daar's baie keer van ons wat voel, maar moet ek nie groot woorde gebruik nie, hierdie hoë woorde. Kind van God, dit is nie wat die Here van ons vra nie. Die Here vra vir ons 'n gebed wat uit die hart uitkom, 'n gebed wat suiwer is, wat opreg is. 'n gebed met woorde wat jy nie eens verstaan nie. Dis nie die gebede wat God vra nie. Gaan lees Matteus 6 vers 6 tot 8. Daar staan, wanneer jy bid tot jou Vader, gaan na jou binnekamer toe en bid tot jou Vader. Hy sal jou verhoor. En jy het nie nodig om groot woorde te gebruik nie, omdat die Here reeds weet wat jy nodig het. Maar dit sê nou glad nie, nee, maar nou hoef ons nie te bid nie, want die Here weet wat ons nodig het. Nee, dis glad nie wat ek sê nie. Natuurlik moet ons bid, want al weet God wat jy nodig het, wil hy dit nog steeds by jou hoor. Hy wil nog steeds hoor by jou, dat jy sê, Here, maar ek het hierdie deurbraak nodig, ek het hierdie deur nodig om oop te maak. God weet wat dit is, maar hy wil dit by jou hoor, kind van God, want dit is ook hoe 'n verhouding gebou word. Selfs ek meen, ouers weet baie keer wat hulle kinders nodig het, maar hulle wil dit van hulle af hoor. Want anders, hoe gaan die kind leer om met sy ouers 'n verhouding te hê? Want kommunikasie is baie belangrik. So, mag hierdie woord vir jou vandag bemoedig, my broer en suster, dat moenie voel dat jou gebede minderwaardig is nie, of dat jou gebede nie die nodige aandag gaan kry nie, want jou gebede sal die nodige aandag kry. Ek en 'n vriendin gesels ook so, sy ook soms voel dat as sy bid, dan sy sukkel om te bid, of dit is van, sy bid nie reg nie, en ek kon gelei word deur die Heilige Gees om vir haar hierdie verse te gee, en toe lê die Heilige Gees dit op my hart om dit met elkeen van julle ook te deel. So, mag hierdie woord vir julle bemoedig, en net vir julle weer bietjie daai hoop gee, en daai moed gee om te weet, dat jou gebede word verhoor. Al is dit met 'n eenvoudige woord, God luister na jou gebede. En wanneer jy sukkel, tree die Heilige Gees vir jou in. Amen, amen. Kom ek bid vir ons. Here, baie dankie, dat geen gebed ooit vir u op 'n vlak is dat u dit nie sal wil ter harte neem nie. Dankie Vader, vir die Heilige Gees, wat vir ons intree by u. Vader, dankie dat u reeds weet wat ons wil hê. En liewe Here, dat ons nie nodig het om groot woorde te gebruik om dit aan u te rig nie. Baie dankie Vader. Mag ons opnuut weer die vrymoedigheid hê om te bid, liewe Here, en nie op te hou bid nie. Asseblief Vader, in Jesus Christus naam is dit my gebed. Amen en amen.